Goeiedag geliefdes, ek groet u weer eens in die naam van ons Here Jesus en ons is besig met die boek Romeine. Ons staan vanmôre stil daar by die 8ste vers en ek wil dit graag vir u lees. Ek gaan vir u lees van vers 8 tot 11 en dan kyk ons hoe ver kom ons, anders gaan ons volgende keer net verder aan waar ons dan vandag gaan stop. Die apostel Paulus sê, in die eerste plek dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, dat julle geloof verkondig word in die hele wêreld. Want God wat ek in my gees dien, in die evangelie van sy seun is my getuie, hoe ek onophoudelik aan julle dink. En altyd in my gebede smeek of ek tog nou uiteindelik 'n goeie geleentheid sal vind, deur die wil van God, om na julle te kom. Want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Hier is 'n ou gemeentetjie in 'n stad, Rome, 'n stad wat die Here nie gedien het nie, klein ou groepie Christene, en Paulus skryf vir hierdie ou groepie Christene om hulle te bemoedig en hulle te versterk en hulle geloof in die Here te vestig. Nou, wanneer Paulus aan hierdie mense skryf, dan het hy in die eerste plek 'n geweldige mooi getuienis wat hy van hierdie mense het, wat hy gehoor het. En hierdie getuienis is julle geloof het bekend geword in die hele wêreld, baie wyd. Oral het mense kennis geneem van julle, dat julle kinders van die Here is, dat julle anderster as ander mense is, dat julle geloof wat julle lewe verander het, vir julle 'n ander leefwyse gee, soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. Hier is 'n groepie Christene wie se geloof bekend geword het in die wêreld waarin hulle lewe. Geliefdes, as dit van u en my waar kan wees, soos ook Filippense 3 vers 15 sê, dat julle onberispelik en opreg sal wees, kinders van God, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die duisternis. Ons het tog die baie duidelike uitspraak in die woord van die Here ook, wat so mooi is. As hy daar in Matteus die 5de hoofstuk van die 13de vers af vir ons kom sê, julle is die lig van die wêreld, julle is die sout van die aarde. En daar by die 16de vers sê hy, laat julle lig dan so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. As in 2 Korintiërs 3 vers 3 sê, julle is 'n duidelike brief van Christus. U sien, ek en u moet in hierdie wêreld sigbaar anderster wees, anders is ons nie 'n getuienis nie. Paulus sê julle getuienis van julle geloof. Met ander woorde, dat 'n getuienis van my uitgegaan, wat my leefwyse aan die wêreld betoon het, dat ek anders is, nie dieselfde nie. Ook in 2 Korintiërs 2 vers 14 en 15. As hy vir ons kom sê, God sy dank wat ons altyd laat triomfeer, en die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Ons het 'n getuienis wat ons uitlewe, en ek gaan ook vir u neem na 1 Petrus toe, daar in die 2de hoofstuk en van vers 5 af. Laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is,
aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. 'n Getuienis wat van julle uitgegaan het na buite en mense het daarvan kennis geneem. Weet jy, ek glo ek gaan eendag in die hemel hoor. As ek vir Paulus in die hemel eendag ontmoet, glo ek met my hele hart dat een van die dinge wat Paulus sal sê, wat sy totale lewe omgekeer het, was daardie dag toe hy toegesien het en as dit ware die aanvoerder en die inspireerder was om mense aan te moedig en hulle aan te por om vir Stefanus met klippe dood te gooi. Terwyl die klippe op Stefanus se lyf reën, steek hy sy hande in die lug op, kyk hy met sy oë na bo en sê, Here, moet hulle asseblief nie hierdie daad toereken nie, in u hande gee ek my gees oor. Paulus het verwag dat daar 'n gevloek en 'n geskel en 'n geskreeu en gepleit vir smarte sal wees. Stefanus aanbid die lewende God, terwyl klippe op hom reën en hy uiteindelik met daardie laaste klip doodgegooi word. Ek glo Paulus kon hierdie beeld nooit uit sy gedagte uit wegneem nie. Hier is iets anders. Hier is iets dieper as wat ek ken. En daardie dag toe Paulus dan die stem van die Here Jesus op die Damaskuspad hoor wat sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Toe weet hy, dit is die Stefanus, die belyder van Jesus Christus, die verkondiger van die evangelie wat ek met klippe doodgegooi het. Paulus sê, julle geloof het aan die hele wêreld bekend geword, dat julle godsmanne en godsvroue is. En ek bid dit vir jou en my toe, dat dit ons lewende getuie sal wees in die wêreld waarin ons beweeg, waarin die Here ons geplaas het as sy getuies. Geliefdes, God het nie net ons siele gered, om ons uit die ewige verlorenheid te red. Hy het ons gered om ons getuies vir hom te maak, oral waar ons gaan, om 'n veranderde lewe kan hê. En Paulus sê hierdie geloof van julle het in die hele wêreld bekend geword. Dan bid hy vir hulle, en dit is so mooi, van die eerste dag af, in die eerste plek, want God wat ek in my gees in die evangelie van Jesus Christus, is my getuie hoe ek onophoudelik aan julle dink. Sy gebed vir hulle, ek bid vir julle in die eerste plek, dat die Here God, en hoor, my God, is dit nie 'n fantastiese verklaring om te maak nie? Is dit nie 'n ongelooflike ding om vandag in jou eie hart te kan sê, ek is syne en hy is myne? 1 Johannes 3 vers 1 stel dit so mooi. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Dat die Heilige Gees in jou en in my woon, dat ons daardie oortreffelike, heerlike getuienis kan hê, dat ek weet dat ek 'n kind van God is, dat ek weet waarheen ek op pad is, en dat my verhouding met God vas en eg is. O geliefdes, dit is die wonderlikste, heerlikste gawe wat enige mens ooit op aarde kan ontvang, om 'n onkreukbare getuienis en 'n onkreukbare lewe te kan leef, hier op aarde, dat ek is kind van die lewende God, dat ek en u dit sal kan uitlewe. Hoe gebeur dit? Hy sê dit ook, wat ek in my gees dien in die evangelie van sy seun. En my getuie vir julle is dat ek vir julle intree. Saligheid kom deur Jesus Christus. Dit is soos hy saligheid ontvang het. Ek het reeds vir die Damaskuspad genoem. Wie is u wat met my praat? Ek is Jesus wat jy nie ken nie. En dan hoe hy die Here Jesus ontmoet, en in Filippense 3 kom en hy kom vertel vir ons sy hele pedigree, sy hele geslagregister. Al hierdie voortreffelike dinge wat in sy lewe teenwoordig was. Maar as hy na al hierdie dinge kyk, dan sê dit was drek. Dit was weggooi goed.
Want toe ek Jesus Christus op die Damaskuspad ontmoet, toe besef ek dat my hele godsdienst is 'n leedop, want ek het die lewe gemis. Ek was deel van die kerk, ja. Ek het 'n ongelooflike morele, etiese getuienis gehad, in so 'n mate dat niemand die vinger op my lewe kon lê nie, maar ek het nie die lewe gehad nie. En dan sê hy, waarvoor ek alles as drek beskou, om Christus as wins te verkry. En nou dat ek hom mag ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek al hoe meer aan sy dood gelykvormig word, en lei hy terwille van die Here Jesus Christus, lees dit in 2 Korintiërs 11, die lyding wat hy deurgaan, net omdat hy aan die Here behoort, net omdat hy Jesus Christus verkondig. Jesus is die enigste weg. Die totale Bybel is vol daarvan. Maar kom ons luister na die getuienis van die Seun van God self. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand sal na die Vader toe gaan as hy nie deur my gaan nie. Kom ons luister na die getuienis van Petrus in Handelinge 4 vers 12. Daar is geen ander naam in die hemel wat God vir ons as mens gegee het, waardeur 'n mens gered kan word, as deur die naam van Jesus Christus nie. Kom ons luister na Johannes. Johannes sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Hy wat nie in hom glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Paulus sê, julle geloof, wat in Christus Jesus gevestig is, wat in Christus Jesus geborge is. God het my opgeroep, en hoe ek onophoudelik aan julle dink, is die getuienis wat God kan lewer. Julle is nooit uit my gedagte nie. Ek tree altyd vir julle in, en geliefdes, dis 'n geweldige ding, en 'n geweldige waarheid om ook te ontdek, dat ek en u tog in ons gebede ook moet kan bid vir mense om ons. Hoe bid jy vir die gemeente? Hoe bid jy vir die laste van ander mense? Ons gebede is partykeer so selfsugtig, dat dit net gaan rondom my en my ou paar goedjies, en ek tree nie in vir die kerk van die Here nie. Ek bid by jou en ek pleit by jou, bid vir jou predikant Sondag na Sondag, dat hy die woord van God in suiwerheid sal bring, dat dit uit die krag van die Heilige Gees sal kom. Ja, geliefde, ek wil by u pleit, bid ook vir my. Soos die apostel Paulus gesê het, bid vir my, dat die evangelie van die Here Jesus Christus wat uitgaan, tot redding van ander mense sal kom. Ons moet pas op dat ons nie so enkel in ons gebede raak, dat ons vergeet om te dink aan hulle wat swaar kry nie. Laat ons juig saam met die wat juig. Laat ons treur saam met die wat treur. Laat ons bid vir hulle wat in diep behoefte is. Onophoudelik dink ek aan julle daar in Rome. Dink ek aan hierdie ou groepie Christene wat in 'n wêreld van goddeloosheid lewe, en ek tree vir julle in en ek bid vir julle. So ek wil vir u sê, dankie vir elkeen van u wat vir my bid. In die ou pogingkie wat ek nog het om net iets van die evangelie van die Here Jesus uit te dra, en nog met mense te kan praat oor die Here Jesus. 'n Roeping in my hart waarvan ek nie kan loskom nie, want die Here my geroep het tot hierdie evangelie, en met die genade van die Here sal ek aanhou daarmee, tot daardie dag dat ek nie meer kan nie. Paulus sê, vir wie ek in my gebede smeek, onophoudelik smeek voor God, dat die Here asseblief genade sal gee, dat die Here julle sal dra, dat die Here julle staande sal hou, en dat God vir julle
sal in die bresse tree. Dis my so mooi ou woordjie. Smeek. Nie net bid nie, maar werklik smeek. En werklik voor die Here staan, en ek bid as dit ware vir ander mense, soos ek vir my eie kind bid wat op sterwe lê. Vir my eie kind bid wat ernstig siek is. Daar is 'n onophoudelike skreeu in my hart. Here, U moet ingryp. U moet ongeregtigheid stop, Here. U moet asseblief vrymaking gee. U moet verlossing gee. Ons gebede moet wees met krag en entoesiasme dat die Here sal ingryp en dat sy naam verheerlik sal word. Ek gaan volgende keer met u verder by vers 9. Maar ek wil vir u sê, geliefde, laat dit tog van u en my waar wees, dat ons geloof die hele wêreld vol bekend geword het, oral bekend word wat jy beweeg, en dat mense waar jy besigheid doen sal kan sê, waarlik, jy's iets anderster, jy's iemand anderster, wat is in jou lewe anderster, dan het jy 'n getuie om te sê, die verandering in my lewe is Jesus Christus. Niks wat ek het nie, Jesus het die verandering gebring, al die lof is syne, al die heerlikheid is syne, hy verdien die totale aanbidding. Ek gaan volgende keer met u praat, van die 9de vers af, anders gaan hierdie studie nou te lank word. Mag die Here vir u ryklik seën, bid vir my, ek bid vir jou, dat die Here in jou en my lewe verheerlik sal word, en eer en aanbidding uit ons lewe sal ontvang. Goeiedag vir u, totdat ons weer met mekaar saamgesels. Die Here seën vir u baie ryklik.